En elke môre susters en broers, as God se genade vir elkeen van ons daar. As dit nie so was, dan was ons vanoggend nie. En die Here se genade bring ons dag vir dag tot waar ons vandag is. Vandag susters en broers, is dit die 29ste Januarie. En dit is vandag die 7de keer dat ek die voorreg het om op 29 Januarie in die kerk te kan wees. Die eerste keer was 45 jaar gelede. En die ander 6 kere, as my tussenposes van, dan was dit 4 jaar, en dan is dit 7 jaar, dan is dit 11 jaar, so het hy gespring, die 29 Januarie. Maar vandag sit in die broers, dat is die 29 Januarie, wat ek in hierdie kerk is. 45 jaar gelede, was vandag my doopdag. Ek dank die Here, dat hy my bare daar waar ek was, en dat hy my tot hier gebring het. Dus moes daardie dag, was my dag, van oor begin. Ek sou in die toekoms nie meer Sondag kerk toe gaan nie. Hy sal wat vir die mense gaan laat verstaan, ek kom nie meer Sondag kerk toe nie, ek gaan nou vanaf Saterdag kerk toe sit. Ek sal nie nou meer 'n ander naam dra nie. Ek gaan nou vanaf vorentoe 37 Adventist genoem word. Dit is broers. En afgelope 45 jaar wat ek in hierdie kerk is, het ek baie dinge ontdek en geleer van ons kerk, susters en broers, en van die Bybel, en van die Here, en van sing, en van musiek, susters en broers. Ek het baie dinge van alles geleer. As ek vanoggend dit die preek moes maak, susters en broers, dan sou hierdie diens 'n week of selfs langer moes hou. Daarom susters en broers, ek vanoggend net fokus op 2 van die vernaamste dinge wat 'n invloed op my lewe gehad het die afgelope 45 jaar. Ons het susters en broers ontdek en geleer dat die Sabbat is meer as net 'n dag. Amen. Ons het geleer susters en broers tweedens, 7de Adventist is meer as net 'n naam. Amen. Jong kinders, susters en broers, ons kom op Saterdag kerk toe om die Sabbat van die Here te gedenk. En ons doen dit, susters en broers, omdat die Bybel vir my sê in Exodus 4 en Exodus 20 dat gedenk die Exodus 20 van vers 8, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. En susters en broers, daar in vers 9 en vers 10 sê die gebod ook vir my wanneer en hoe ek die Sabbat moet gedenk. Hy sê vir my 6 dae moet jy arbeid en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan moet jy geen werk doen nie, nie jou seun nie, nie jou dogter nie, nie jou diensknegt nie, nie jou diensmaagd nie, nie jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Exodus 20 sê ons moet so maak, want hy sê dit is die Sabbat van die Here onze God. En dan sê die gebod vir ons, hoekom ons die Sabbat moet gedenk? Nou kom ons by Exodus 20 vers 11. Hy sê, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. So jou kinders, susters en broers, ons kom in kerk toe Saterdag, omdat ons kerk begin dat ons gaan Saterdag kerk kom. So ons kom in kerk toe, omdat ons voorouers begin dat hulle kom Saterdag kerk toe moes. Ons kom Saterdag kerk toe sit en moes om die Sabbat van die Bybel te kom gedenk. As ons dit doen, dan eer ons daardeur die skepper van die heelal. En ons vier en ons erken daardeur sy skepingsmag. Ons verbind ons susters en broers daardeur aan ons maker. Nou die feit dat ons Sabbat hier is beteken, ek verbind my aan my maker, die skepper van die hemel en aarde, die God van die Sabbat. Ons verbind my aan hom, susters en broers, en ons erken daardeur ook sy heerskappy oor ons lewens. Susters en broers, die Sabbat te gedenk, erken ek ook my totale afhanklikheid van my God. Die Sabbat, susters en broers, is meer as net die 7de dag. Susters en broers, die Sabbat is meer as net die 4de gebod van Exodus 20. Dis nie iets, my susters en broers, wat op 'n mens afgedwing word nie.
Dat ek iets in 'n boes wat 'n mens wees, ek wees die Sabbat kan 'n slag verbygaan nie. Soos die skool sluit, wanneer sluit die Sabbat ook 'n slag nie. So moet die Sabbat is iets waarvan die mens ontslae wil word nie. Nie sin moet as ek hom reg verstaan nie. Want kyk, dit staan dan dit duidelik geskrewe in Jesegiel 20 vers 12. Jesegiel 20 vers 12 en daar staan: Daarom of daarby het ek ook my Sabbatte aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Here is wat hulle heilig. Dit is broers, die Sabbat is my teken dat ek erken die Here alleen kan my heilig maak. Sê mens my heiligheid is nie iets wat ek uit myself kan regkry. Sê mens heiligheid is nie standaard wat ek uit my eie kan bereik nie. En tog sê die Bybel vir my, ek sal moet kom tot by heiligheid. Nee, want wat staan daar in 1 Tessalonië 4 vers 3? Daar staan, dit is die wil van God, julle heilig maken. So ek sal moet kom by heilig maken, of ek wil of nie, of ek kan dit ek moet daar kom, want, skies toch, 1 Tessalonië 4 vers 3 sê, dit is die wil van God, julle heilig maken, dat julle heilig moet word. Apostel Petrus brei hierop uit. Apostel Petrus, as jy skryf in 1 Petrus 1 vanaf vers 4 tot 16, 1 Petrus 1 vanaf vers 4 tot 16, dan sê Petrus, as gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel ook heilig wees, want daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Stilmoes, dankie tog dat die Jesegiel 20 vers 12 sê, die Sabbat is die teken dat die Here my sal heilig. Want heilig moet ek word, sê die skrif in die boek, maar ek sê vir myself, ek sal dit nooit kan kry nie, want 'n leiper kan nie sy kolle verander nie. 'n breinmens kan nie oornag bid nie. Sê die Bybel net in ander woorde gebruik het daar. Dus hoekom ek bly is, dat my Bybel sê, die Sabbat is my teken, dat ek erken, dat die Here, dat het hy is, dat dit Jesus sy werk is, om my eendag heilig te maak. Maar sê die broers, die storie gaan verder, Jesegiel 20 vers 20 staan daar, Jesegiel 20 vers 20 staan daar, en heilig my Sabbat, dit sal 'n teken wees, dit sal 'n teken wees, dat julle kan weet, dat ek die Here jou God is. Sê die broers, as ek die Here, hoe ek nou dit sê, as ek die Here my God, as ek 'n Here my God soek moes, dan kom ek op die Sabbat kerk toe. Want die Sabbat is die teken, dat die Here my God is. Die Jesegiel staan so, het teken tussen my en julle, dat julle kan weet, dat ek die Here julle God is. Die Sabbat is my teken, dat die Here my God is. Dat ek erken, ek is sy kind, en hy is my God. Geen ander gode nie, niks anders nie. Die Here is my God. Jy moet amper, soos Daniel en sy vriende, ons sal nie buk nie, ons sal nie buig nie, ons sal niks doen nie, ons aanbid die Here alleen. Die Sabbat is die teken, dat die Here my God is. Soos dit in broers, die Sabbat is daarom my teken aan die wêreld en aan God, van my verhouding en my verbintenis met my Skepper en met my Verlosser. So as ek Sabbat kyk toe kom stap, dan sê ek daarder vir myself en vir my gesin, en ek sê vir die wêreld, en ek sê vir my God, daar is 'n verhouding tussen my, daar is 'n verbintenis tussen my en my God. As dit broers, daar moet tog nie 'n fout kom met my verhouding met my God, asseblief nie. Daar moet tog nie 'n fout kom met my verbintenis met my God, asseblief nie. Daar kan nog 'n fout kom tussen my en my vrou, ja, tussen my en die kerk, selfs as ek dan moet doen. Maar dan moet nie 'n fout kom met my verbintenis, met my verhouding tussen my en my God nie. Want wat sal jy doen? Wat sal jy doen om weer reg te kry? So dit broers, daarom kan die wêreld nie verstaan nie. Of en ek kom stel dit so. Iemand het vir my gesê, nie so lank gelede nie. Wat maak julle so 'n ophef van die Sabbat? Iemand van my lank genoeg, nie te lank gelede gesê nie. Ek het eendag as ek jong, ek doen hom al 45 jaar. Amper so gesê. So kan ek ook dan antwoord gee. Hoekom maak julle so 'n ophef van die Sabbat? Ek het dit ook al gehoor.
Weet jy sê vir 'n mens, hoekom maak jy nou so ophef van die Sabbat? Sê moes, as ek Sabbat kerk toe kom, ek maak geen ophef van my Sabbat nie. Ek maak geen ophef van hierdie kerk nie. Ek maak 'n ophef van my verlosser, Jesus Christus. Maar kom sê moes, maak ek 'n ophef. Vir wat ek my gedoen het, vir wat ek elke dag doen sit en moes, vir wat ek my moet doen. Die dag wanneer ek op my graf is en moet, wat ek moet doen, die dag wanneer ek weer moet kom. Ek maak 'n ophef daarvan sit en moet. Daarom kom Sabbat vir Sabbat tot hier. Jy kan nie maar wat maak, jy kan maar wat sê, Sabbat vir Sabbat sal God se gees vir my tot hier bring. Sit jy dan moet daarom, of miskien, ja, daarom sal ons wat Adventiste is, wat die storie nou al ken. Verskoon dat die boodskap vandag so gaan, die Here het my so gegee. So dan moet, daarom lewe ons mos volgens Jesaja 58, vanaf vers 13 af. Maar kom ek lees hom soos hier staan. Nee, dis verkeerde Bybel. Hierdie kan ook nie al doen. Jesaja 58. Ek lees hom vir u soos hy nou hier gaan staan. Dis verkeerd. Jesaja 58. Ek gaan nie vertaling lees. Jesaja 58 vanaf vers 13. As jy nie op die Sabbat oortree nie, op 'n heilige dag doen net wat jy wil nie. As jy die Sabbat 'n vreugde noem, as jy die heilige dag van die Here in ere hou, as jy dit eer deur in jou gewone gang te gaan nie te doen net wat jy wil nie. As jy nie handel dryf nie, dan sal jy jou vreugde vind in die Here. U sien, as jy nog, dis 58 vers 13. So dan moet, daarom hou ons daarby om van die Here te sê, ek is opreg met hierdie saak van die Sabbat. Ek is opreg met hierdie saak van my verhouding en van my verbinding saam met u. So dit broers, dit is wat ons geleer het die afgelope paar jare wat ek in hierdie kerk is. So ek nog baie dinge, nog moet doen goed oor die Sabbat wees dit broers. Kom ek noem het vir 'n paar. Ek het geleer in Lukas 4 vers 16. Dit was Jesus se gewoonte om in die Sabbat te gaan. As ek moet hierdie Bybel van my sê vir my, Jesus verander nie. As dit vandag sy gewoonte was, as dit môre weer sy gewoonte is. Dan was dit sy gewoonte toe hy hom gemaak het, dis hoekom hy hom gemaak het. Dus moet dan sal dit Jesus se gewoonte bly tot hy weer kom. Dit leer ek daar in Lukas 4 vers 16, dit was Jesus se gewoonte om in die Sabbat kerk toe gaan. Dit moet ek lees ook in Jesaja 66 vers 23, lees ek ook. Die mense staan op die Sabbat kerk toe gaan en nie in die hemel. Dit staan in die Bybel geskrywe. Jy kan maar op soek doen. Dis dit ook Jesaja 66 vers 23. Ons sal in die nuwe Jerusalem sal die mense op die Sabbat kerk toe gaan. Dit is broers. Net vanoggend die Sabbatskool les het hierdie selfe goeders gepraat. Nee. Vanoggend staan daar geskrywe, die Sabbatviering is 'n voorsmaak van die hemel op hierdie onvolmaakte aarde. As ek wil 'n kennismaking kry van wat hemel eendag sal wees. 4 Sabbat saam met Jesus, met sy engele, met sy kinders. 4 om in gees en in waarheid, want die Sabbatviering is 'n voorsmaak van wat die hemel eendag sal wees. En die les het vanoggend gestaan sy boek. Oggend in die les gestaan. Die Sabbat is die hoogste uitdrukking van ons oortuiging dat ons gered word deur genade alleen. So dit moet, as ek Sabbat kerk toe kom, dan sê ek vir die mense, wie kom op Sabbat kerk toe? Want ek glo, ek sal gered word deur genade alleen. Daar's niks wat ek sal kan doen eendag om my gered te kry nie. So dit moet, die Sabbat is meer as net 'n dag. Die Sabbat is meer as net Saterdag op die 7de dag van jou almanak, susters en broers. Daarom, daaraan gekoppel, die tweede punt, daarom is 7 dag Adventist wees meer as net 'n naam. Toe die dag gedoop word, toe sê ek, is alright, Saterdag kom ek kerk toe, dis alright, noem nou dat my maar SDA, maar ek het geontdek, die Sabbat is baie meer as net 'n naam wat jy voor jou bors sit. Die is 7 dag Adventist. Is meer as net dit, susters en broers. Dis 'n totale ander lewenswyse. Soos SDA wees, is 'n totaal ander, is 'n ander wêreld, is 'n ander lewenswyse. Dis 'n hernuwing en 'n herskepping van die ou lewenswandel.
En dis 'n terugkeer tot by die standaard wat God vir sy kinders in gedagte het. Dit sê die Bybel sê dit. Om as kind van God te lewe beteken om geskep te word, om oorgemaak te word, om te lewe soos God dit vir my en vir u in sy gedagte het. Kolossense 2 vers 6. Nou lees hierdie Bybel weet jy dan gaan nie bly, ek het dit klaar geskryf so. Kolossense 2 vers 6 sê: Nou dat julle Christus as Here aangeneem het, moet julle die leefstyl van 'n Christen volg. Bly in Christus geanker en bou op hom. Hou vas aan die geloof wat julle geleer is. Nou dat julle vir Jesus aangeneem het, ek is nooit meer in die wêreld nie, en jy sê ek is Jesus se kind, die koning se kind. Nou moet jy die leefstyl volg van 'n Christen. Nou moet jy lewe soos Jesus gelewe het. En jy moet bly by wat jy geleer het. Hou daaraan vas. Moenie tussen weg raak nie. Hou daaraan vas. Skryf Paulus daar Kolossense. Hy sê vir Timoteus sê mos nou in 2 Timoteus 3 vers 14, hoe sê hy daar? Bly jy by wat jy geleer het. En bly jy waarvan jy verseker is. Wat sê jy moet jou kinders ons leer van die mense in hierdie kerk goed wat in die Bybel staan. So dan as die kerk van jou 'n ding leer, gaan doen hom maar dat weet jy wat sê. Moenie bang wees nie. Hy kom uit die woord van God uit. Paulus sê vir Timoteus, gaan doen dit wat jy geleer het en gaan doen dit waarvan jy verseker is, want jy weet waar jy dit geleer. Weet jy moes, so as sou die wêreld op wat doen. As sou die wêreld ook hoe maak, sê jy moes. Ons as die SDA's behoort te bly by wat ons geleer het. Sê jy moes. Paulus sê vir Timoteus so, bly jy by wat jy geleer het. Dis nou net so pas, nadat Paulus klaar vir Timoteus gesê het, hoe jy glad nie moet wees nie. Net so 'n bietjie voor daai, sê hy vir Timoteus, hoe jy glad nie moet wees nie. Dit dan daar in 2 Timoteus 3 van vers 1. Sê Paulus vir Timoteus, ondersoek dat met deze leek, hoe wat staan daar. Jy moet dit ook weet, Timoteus, dat daar gedurende die laaste tyd moeilike dae sal kom. Ek lees ekskuus nog weer 'n nuwe lewende vertaling, nee. Hy sê, want mense sal net hulle self en hulle geld lief hê. Hulle sal groot praterig en arrogant wees. Hulle sal met God spot. Ongehoorsaam sal hulle wees aan hulle ouers. Hulle sal ondankbaar wees. Hulle sal niks as heilig beskou nie. Hulle sal liefdeloos en onvergewensgesind wees. Hulle sal ander mense belaster en geen selfbeheersing hê nie. Hulle sal wreed wees, hulle sal geen belangstelling hê in dit wat goed is nie. Hulle sal hulle vriende verraai, hulle sal roekeloos wees, hooghartig, en hulle sal plesier liewer hê as vir God. Hulle sal optree asof hulle Christene is. Maar dit wat aan die Christelike godsdienst sy innerlike krag gee, sal hulle ignoreer. Paulus sê, bly weg van hulle af. Paulus sê wat Timoteus, bly kyk by wat jy geleer het. As daar soos hierdie kom, moenie dat jy deur mekaar maak nie. Bly jy by wat jy geleer het. En as jy goedjies lees, ag ons is al lank al in hierdie tye. Ons is lank aan hierdie tye dat die mense sal maak, dit is hulle wil. Hulle is goedpraterig, hulle is arrogant, hulle is ondankbaar, hulle sal niks as heilig beskou nie. Nee, niks, dit is maar as gewone goeders. Nee, hulle sal liefdeloos wees, hulle sal onvergewensgesind wees, en al die dinge sal hulle sal geen belangstelling hê aan wat goed is. Nee, moenie kom met godsdienst nie, moenie kom met daai goeders nie, tyd aan belang nie. Hulle wil ander goeders wil hulle kyk. Hulle gaan mense belaster, hulle gaan wreed wees, en al so. En sê met baie mense ook nog gaan ook dan praat of weet, soos hulle Christene is. Maar hier van binnekant af, wat jy Christen maak, dit sê die Bybel, dit sal hulle nie hê nie. Dit is broers. Daarom sê Paulus vir Timoteus, bly jy by wat jy geleer het. Bly jy soos jou ma en jou ouma wat jou geleer het. Moenie dat die wêreld jou verander nie. Bly jy so. Dit is broers, 70 Adventis wees, is baie meer as net om 'n naam te dra. Dit sê julle broers, ek het my verbaas of verlede kort aan die Sabbatskool lees het, hoe baie die Sabbatskool lees oor en oor hierdie punt gemaak het. Ek is spyt, ek het nie Afrikaans net hoe gehad het, ek het gestreep en nou vir die dag geplak het op die bord daarvoor. Maar sal jy verbaas hoe baie keer die les
oor gesê het, hoe moet Adventiste, hoe behoort ons te lyk? 'n paar van hulle, ek gaan vir jou 'n paartjies daarvan noem, uitsprake soos, Israel moes 'n lig vir die wêreld wees. Nog ene, as gelowiges word ons geroep om God se beeld te weerkaats. Terwyl vir ons sien, word vir God te sien, het die les gesê. Volgende een sê, Israel moes 'n heilige nasie wees, wat in die waarheid wandel, te midde van die gemors rondom ons. Het die les vir ons gevra, bly by wat jy geleer, bly soos Adventiste lewe, bly die heilige nasie, lewe die waarheid. Nog 'n laaste enetjie sê, die volk moes 'n voorbeeld vir die nasies rondom wees. Sit in 'n broers, is die A wees, die kind van die Here wees, is iets anders. Dit is die leefstyl van 'n Christen uitleef, in die Bybel gesê moes. Sit in 'n broers, is die A wees, is om te lewe soos Jesus geleef het. Sit in 'n broers, ek gaan myself nie benik as dit daarby kom. As die Bybel vandag my vra, sit in 'n broers, jy moet soos Jesus lewe, dan gaan ek in myself verneem. Ek het op my dae geprobeer wees in die skool, eerlike onderwyser, wat reg was, het ek reg gemerk, wat verkeerd is, het ek verkeerd gemerk. Ek gaan nie my reg merk vandag, as ek hier lees, die leefstyl van 'n Christen. Dit soos Jesus, as Eddie se rapport, ben ek reg, moet sy moet wees, wat ek in myself. Ek ken myself, ek het die gees van God vandag vir my merk, ek het die gees van God vandag vir my sê, wat ek nog moet doen wat dit betref. As dit in 'n broers, by hierdie punt wil ek nog uitlig, een van die vernaamste dinge wat ek in hierdie kerk gekom het, wat ek nie aan alles gehoor het nie, en dit is, daar is 'n ding soos regverdigmaking deur geloof. In kort beteken dit net, ons in hierdie kerk, ons weet, ons is sondaars. Ons weet ek sit in 'n broers, daar is niks wat ons kan doen om ons eendag in die hemel te kry. Geen werk wat ek doen, niks wat ek doen, kan eendag vir my in die hemel kry. Toe moet ek lees in hierdie week, hierdie oulike teksversie, Jesaja 64 vers 6. Jesaja 64 vers 6, daar staan, ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. So moet as Adventiste begin ons met die vrymaking deur geloof daar. Ons begin met onsself daar. Dit is ek lyk. Dit is ek is. Ek is soos 'n verdroogde blaar wat jy kan opvrommel, gooi met die wind en die wind vat hom weg. Ons begin daar so ons ken dit en ons weet dit moet. Dit moet maar dan die storie stop nie daar nie, dat ek ook geleer ken, so moes die genade van ons Here Jesus Christus, het ons daarby geleer ken. 1 Korintiërs 15 vers 3 sê, ek weet dat Christus vir ons sondes gesterf het, sê Paulus volgens die skrifte. 1 Korintiërs 15 vers 3, ek weet dat Christus vir ons almal se sondes gesterf het. 1 Petrus 2 vers 24, sê ons, ek weet, ons weet dat Jesus ons sondes in sy liggaam op die kruis gedraai het. Ons ken Romeine 5 vers 8 wat skrywe, God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Jesus ons gesterf het terwyl ons nog sondaars was. Ons ken vir Kolossense 1 vers 14 wat skrywe, ons het die verlossing deur die bloed van Jesus Christus, namelijk die vergifnis van onze sondes. Ons ken ook in hierdie kerk, aan die hele van ons mense, Openbaring 5 vers 9, waar geskrywe staan, Jesus is die lam van God, wat vir ons geslag is, wat vir ons gekoop het met sy bloed, uit elke stam, en elke taal, en elke volk, en elke nasie. Dit beteken ook, aan die breinmense van Zuid-Afrika, het God vir hom kinders gekoop. Uit elke volk, en elke stam, en elke taal, en elke nasie, sê Openbaring 5 vers 9. Nou sê dit dan broers, nou kan ek maar saam sing. As jy iemand in die kerk nou lostrek, en hy sing van, nou ek behoort aan Jesus, as ek ook saam. Want ek behoort aan Jesus, want ek weer losgekoop, want aan hom het die verlossing, deur sy bloed sit er, want Johannes 1 vers 12 sê ons vir my vloed, en hy sê ons vir u, aan almal wat hom aangeneem, wat hy mag gegee, om het kind van God genoem te word. Sê moes, die dag, toe die seun by die varkbak sit, mag ek so sê, toe sê hy nie 'n kind van God nie, maar die oom ook toe hy opstaan, en hy sê, ek sal opstaan, en na my Vader gaan. Toe hy erken, ek is die kind, en daar is my Vader sit, en broers,
nou sê die Bybel, aan die wat hom aangeneem het, aan die die mag gegee om kinders van God genoem te word, en die wat in sy naam glo. Dit en broers, so moenie vanoggend bang wees om saam te sing, as ek nou gaan sing, ek is Jesus se kind, die koning se kind. So moet nie bang wees om te sing nie, want ek is Jesus se kind. Ek is Jesus se kind. Los op van die sonne se boes, is ek Jesus se kind. Moenie skaam wees om te sing en te sê ek is Jesus se kind. Wie is jy? Ek is Jesus se kind. Die koning se kind. My vader is koning. Ek is Jesus se kind. Dis nie skaam nie. Want Jesus skaam hom nie vir my nie. Dit moet ten slotte. Dat dui maar vir my van die mooiste teksverse in die Bybel. Vol van genade, vol van hoop en belofte en betekenis. Hierdie paar versies. Hy lees weer in die Nuwe Lewende Vertaling het hom geskrywe. U ken hom, sit in broers. Aan hom wat magtig is om jou van val te bewaar. En jou sonder vlek. Dis nou heilig, broers. Dis nou heilig. Sonder vlek. Met groot vreugde. Soos Jesus sal daaroor bly wees op eendag van die Vader te sê, hier is para Eddie, dis nou Eddie hier, so lyk hy van naby. Met groot vreugde, sê die Bybel, sal Jesus vir ons bring in sy teenwoordigheid. Aan die ewige God, ons verlosser, jy moes hoor hier, op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. Aan ons God hoort die heerlikheid, die grootheid, die krag en die mag, hoe kan vir altyd af? Jy moet vandag ook nog, of nou en tot in ewigheid. Daarop moet God se kinders sê. Amen. Amen. Ek sê baie dankie Here Jesus vir die groot oude liefde wat jy met elkeen van ons het om in hierdie huis te voete staan. Dankie my koning dat daardie dag in die kruis gaan het, almal se gesigte in die gedagtes was. Dankie Jesus dat jy op die kruis gebly het, dat jy ons eindig in die hemel moes sien. Aanbid is my koning, kyk ons in nood van, los is van die boesem, en bind ons Here, dat die genade band vast aan die genade te wees. En die groot genade my koning, skryf nog ons name in die boek van die lewe. En hierdie gees my koning, hou ons getrou, tot die dag wat die sal kom. As ek so word in Jesus se naam. Amen.